Ons hemelse Vader, ons lees dat die psalmdigter sê, ek slaan my oop na die berge. En waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het, die een wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. U leer vir ons in Psalm 103 dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. U sê vir ons dat u aandagtig daarin is dat ons stof is. Ons is mense kinders, geneig tot die kwaad. En tog, Vader, in u liefde stuur u seun Jesus Christus, gebore uit die maagd Maria, leef 'n sondelose, volmaakte lewe in hierdie gebroke en gevalle wêreld. En stap daardie pad van smarte tot die oomblik waar u aan die kruis uitgeroep het. Dit is volbring, die prys is betaal. Daarom is die Christelike godsdienst so uniek, want dit is nie 'n God wat ons vir onsself geskep het, wat heeltyd vra, dat ons moet gee en hierdie ding moet gee, of hierdie prestasie moet lewer om hom te beïndruk nie. Hierdie God van hemel en aarde, ons skepper, het gegee. Hy het sy eniggebore seun gegee. En Vader, baie dankie dat Christus sy godheid kom openbaar het deur die dood, die hel, die graf te oorwin. En dat ons in hom meer as oorwinnaars kan wees. Baie dankie vanmôre vir die voorreg om te weet dat Christus ons ewige hoëpriester is wat vir ons intree. Watter voorreg het ons Here bo alle ander godsdienste, dat ons vanmôre met u die Skepper God kan praat, die Heilige, en dat ons met u kan praat omdat Christus vir ons vanmôre voorspraak doen. Die Heilige Gees bid vanmôre en roep en sug vanmôre vanuit ons lewe na u, die Heilige God. Dit is so wonderlik, dit is so uniek, dit is so kosbaar dat ons vanmôre net kan sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Dankie vir u wonderlike genade oor ons in hierdie week wat verby is. Dankie dat u ons oor die paaie heen bewaar het. Dankie dat u vir ons in die aande bewaar het waar ons geslaap het en bewus was van min wat om ons aangaan. Dankie dat u bewakende en bewarende hand oor ons was en dat ons u vanmôre kan eer daarvoor. Dankie dat u vir ons op tydelike gebied versorg het, dat ons kon eet en drink en ry en dat ons 'n salaris kon ontvang, dat ons die voorreg het, Here, om finansies te hê om dan aan die nodige daaglikse behoeftes te voorsien. Ons eer u, Here, want dit is 'n gawe uit u hand. Dankie dat ons vanmôre ook vir u saak kon gee en vir elkeen wat gee vir u saak, ons eer u vir hulle gehoorsaamheid en dat ons weet u het 'n blymoedige gewer lief. Maar Vader, bo dit alles, ver bo dit alles, dank ons u vir die wonderlike woord waarin u uself openbaar. En dat ons deur die waarheid van u woord u beter kan leer ken. Ons eie sondige harte kan sien, soos 'n spieël wat voor ons opgaan. En dat ons ook die verlosser kan sien, Jesus Christus, wat gesê het dat hy ons nuut kom maak. Baie, baie dankie daarvoor. En ons vra nou dat ons met die nodige aandag en eerbied en ontzag sal luister na u woord. En ons vra, spreek Here, want u diensknegt en u diensmaagd luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Psalm 55. Psalm 55, ons tema van vanmôre se boodskap is: in plaas van vlerke ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. Nou, dit was 'n boodskap wat my baie getref het in my voorbereiding hierdie week. Nou, soos u weet, ons was maandag, dinsdag, woensdag by die Shepherds Conferences of by die Shepherds Conference en ons het so 4, 7, 10 boodskappe ontvang. So uur en 15 minute, dan drink jy tee, uur en 15 minute, dan eet jy iets, uur en 15 minute, volgende boodskap. En die dag wat hulle 4 boodskappe gehad het ons dan so ekstra teebeurt gehad. Wonderlik om die waarheid van God se woord te kon hoor en te kon aanhoor. Dankie vir elkeen van u wat vir ons gebid het ook, die tyd wat ons daar was. En ek het agtergekom toe ek hierdie boodskap voorberei, Psalm 55, dat daar so baie van die Shepherds Conference eintlik ook in hierdie boodskap na vore gaan kom, omdat van die predikers met 'n baie eerlike hart
hulle ervarings in die bediening gedeel het, en sekere stryd wat hulle beleef het, en ek het agtergekom hoe dit ooreenkom met ons alledaagse lewe, en ook in besonder wat ons in die bediening beleef, en wat Dawid beleef het, in Psalm 55. Nou as jy na Dawid se psalms kyk, sal jy by jouself dink, maar het Dawid ooit 'n dag gehad waar hy geglimlag het, en waar hy bly was, en jy weet, miskien lekker pannekoek met kaneelsuiker, en so 'n bietjie lekker koppie koffie gedrink het. Het hy ooit so 'n dag gehad? Ja, het. Daar's baie psalms wat hy sy vreugde en sy blydskap in die Here openbaar, maar meeste van die psalms sien ons stryd, aanvegtinge van binne en buitekant, stryd wat hy gehad het met vyande, mense wat naby hom was. Dawid het geen maklike lewe gehad nie, en vanmôre kyk ons na hierdie psalm. As die Here my spaar, gaan ons volgende week terug beweeg na Genesis. Ons gaan so 'n paar boodskappe uit Genesis dan vir u bring. So ons wissel dit maar so af, maar kom ons lees vanmôre. Ek vra verskoning, volgende week is dit die B-gedeelte van hierdie psalm, en dan die week daarna gaan ons by Genesis stil staan. Maar kom ons lees saam Psalm 55. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, onderwysing van Dawid. O God, hoor my gebed en verberg u nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my. In my onrus dwaal ek rond en is verward. Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. My hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. Net so 'n onderbreking, vriende, dis die man van wie die vrouens gesing het. Saul het sy duisende verslaan, Dawid sy 10.000. Hierdie was 'n krygsman. Hierdie was 'n ou wat ek nie meer sou sukkel nie. En hoor sy woorde, my hart krimp in mekaar in my binneste. Vrees en bewing kom oor my, angs oordek my. Ons hoef nie altyd sterk te wees nie. Baie keer dink ons as kinders van die Here, ons moet altyd breëbord staan en niks tref ons nie en niks pla ons nie en ons is bang vir niks en niemand nie. Dis nie so nie. Ons is mens en tog gaan ons sien in die Psalm hoe Dawid van vrees oorgaan na vertroue en hoe hy hierdie wonderlike genade van God beleef. Vers 7, toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en weg bly. Nie net wegvlieg nie, los my. Daar waar ek land, los my. Wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlug. Ek sou vernag in die woestyn en almal weet die woord Sela beteken 'n mens met 'n paar oomblikke nou stil sit en dink, wat sê Dawid? Wat was sy hartsgesindheid? Wat was sy toestand, sy emosies? Vers 9. Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. Dag en nag omring hulle dit op sy mure en binnekant is onreg en moeite. Wat onheil aanbring is daar binne en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Maar dit is geen vyand wat my smaad nie. Anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie. Anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het, met die woelige skare. Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdal, want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord ja. Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela. Hy wat op die troon sit van lankal af. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna vanmôre. Omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het. Hy het sy verbond onheilig. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie. Maar ek vertrou op u.
Wonderlik as 'n mens deur die psalms lees en ag vriende, dit is nodig om baie keer die psalms vir jouself hardop te lees. Nou ek het vir julle al vertel, ek het as kind wakker geword in die oggende. My pa was 'n ambagsman. Nou hy het ook so 'n dieperige stem soos ek gehad en vroeg in die môre dan probeer die Bekes familie nog slaap, dan spa in die eetkamer en dan begin hy hardop die psalms of die gedeelte wat hy moet lees hardop. Nou praat ons van 4:00, 4:30 in die oggende. Hy was 'n ambagsman, hy het 6:00 begin werk. En dan bid hy hardop. En wanneer 'n mens hardop die woord lees of bid, dan het 'n wonderlike eintlike effek op 'n mens se siel, want jy hoor dit wat jy lees. En Spurgeon het gesê, as jy God wil hoor praat, lees sy woord. En as jy hom hardop wil hoor praat, lees sy woord hardop. Want as ons lees ons maar net God se woorde vir onsself. Die enigste geïnspireerde boek in die wêreld. So hierdie Psalm wonderlik en ook tot troos en versterking vir ons vanmôre. Kom ons gaan vanmôre as teks van oordenking aan die voorhou vers 7. Ek glo het agtergekom, dit sal die teks van oordenking wees. Toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Vanmôre dan, dis eintlik maar deel 1 van hierdie boodskap. In plaas van vlerke ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. In plaas van vlerke ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. Nou vriende, soos reeds vir u gesê was, ons maandag, dinsdag en woensdag by die Shepherds Conference daar in Pretoria. Nou toe ek aankom het Jill James na my toe gekom. Nou hy is in Pretoria die predikant van Grace Fellowship gemeente. Vanuit daai gemeente het daar al heelwat gemeentes oor die afgelope 30 jaar ontstaan. Hy is al so 30 jaar die predikant van daardie bepaalde gemeente. En hy vra vir my, Gerard, nou hoeveelste konferensies het jy bywoon? Nou hy vra my in Engels en ek antwoord hom in my Afrikaanse Engels. Maar ons verstaan mekaar nou al die afgelope klompie jare. En ons het uitgewerk, is my 25ste een wat ek bygewoon het. En ek dank die Here dat ek 25 jare deur God se genade daar kon wees. Eers hier in Pretoria en toe ons in die Kaap was, in die Kaap, en nou weer terug hier in Pretoria. En vriende, soos altyd was dit baie geseënd gewees. Dis geweldig baie waarhede wat jy hoor en jou gedagte werk oor tyd soos die boodskap aan jou kant toe kom. En daar is manne wat geweldig intellektueel is. Die een ou se naam Warwick Jabber het gepraat oor die filosowe en dan hierdie manne oor hoe hulle filosofie probeer en mistisisme verenig met die woord van God om dit in die kerk in te bring. Nou ek gaan probeer eendag met 'n bietjie praat daaroor, maar op 'n stadium kyk ons soms so en ek het gesien van die ander mense wat saam met my daar was, het hom so gekyk en hy het gepraat vir 1 uur en 15 minute. En genadiglik het ons so hier en daar iets verstaan. Maar die hele gedagte het na vore gekom, God se woord bly die waarheid waarin ons moet vashou. Ons het nie nodig om te gaan na Plato en Aristotel toe en hulle amper sê hulle wyshede te probeer inkorporeer in die kerk nie. Ons het nie nodig om te gaan na die ouens wat met mistisisme besig is nie. Ons het God se woord wat baie vas en waar is. Maar wat vir my hierdie jaar geweldig uitgestaan het van die Shepherds Conference was die eerlike manier waarop die predikante hulle eie seer, hulle eie pyn en hulle eie, ek wil amper sê, uitdagings in die bediening vir ons beskryf het en dan met ons dit gedeel het. Nou die hoofspreker was Dr. Ken Raimi. Hy's 'n teoloog en 'n predikant daar in Amerika, Texas in Amerika. Hy's nou al 27 jaar die predikant by daardie bepaalde gemeente. En hy het met ons 'n paar boodskappe gedeel oor wanneer stryd oor jou pad kom, uitdagings oor jou pad kom, wanneer mense jou te nakom. En hy het self vertel van 'n geleentheid ook by hom waar mense hom geopponeer het, mense wat saam met hom die pad gestap het, sy naam probeer swak maak het, en hoe hierdie mense probeer het om eintlik uit die bediening te kry. En op 'n stadium by daardie punt was, gaan ek vlug of gaan ek bly? Gaan ek getrou wees aan God of gaan ek gaan? Die druk was vir hom net te veel gewees en hy sê op daardie stadium, toe hy met sy kerkraad praat oor die bepaalde aantuigings en die dinge wat gebeur het, was hulle nie deel van die verraaiers soos baie keer die geval is nie. Maar hulle was deel van die manne wat onder hom ingekom het en vir hom gesê het, Ken, ons ken jou lewe, bly moedig, bly vas staan, moenie vlug nie, doen die werk van die Here. En hy's nou al reeds 27 jaar in hierdie gemeente, en hy sê vir ons, hy het gekies om vas te staan. Hy het gekies om aan te gaan met die werk van die Here en die taak op hande, om sy fokus te verskuif van die wisselvalligheid van mense en hulle emosies en
al hierdie gevoelens waarmee mense na vore kom en hy het besluit, ek gaan hierdie ewige God wat my geroep het vir voltydse diens, gaan ek eer en dien en aanbid. En vriende, hoekom ek dit vir u noem hier aan die begin van ons boodskap van Psalm 55, want u sien, Dr. Ken Raymond het baie mooi beskryf dat die mense wat hom te nagekom het, mense was wat saam met hom deel van die gemeente was. Mense wat met hom skouer aan skouer gewerk het, mense wat vir hom baie liefde betoon het en ewe skielik op 'n dag het hulle teen hom begin opstaan. Hy vertel toe hy en sy vrou eendag bietjie vir 'n ete uitgegaan het. Hy sê klim hulle in die kar en toe hy in die kar klim toe, gaan sy foon mal. Dis een WhatsApp na die volgende ene of boodskap, ek weet nie wat gebruik hulle in Amerika nie. En hy sê hy kyk na die foon en sy vrou vra vir hom, nou wie's dit? Hy sê, ag, it's just the dogs of hell. Hy sê al die aantuigings, al die boodskappe wat hulle vir hom gestuur het. Wat vir my bemoedigend was, is dat u en ek ook dikwels deur stryd gaan. Dat u en ek ook dikwels, vriende, probleme in ons lewens beleef. Dat ons ook dikwels, soos Dawid in Psalm 55 en soos Dr. Ken Raymond en baie ander predikante ook deur stryd gaan in ons lewens en ons voel ons wil vlug. Ons voel ons wil uit ons huwelik vlug of by ons werksplek of miskien wegbly van mense wat ons mee geassosieer het, want sekere dinge het gebeur wat my nie aangestaan het nie. En tog roep die Here ons op om te bly en die werk van die Here te doen. In Psalm 55 vind ons vir koning Dawid. Ek het vir u gesê, hy is die gesalfde van die Here wat met baie vrae geworstel het, baie stryd geworstel het. En op 'n stadium in hierdie Psalm sê hy vir ons, hy begeer vlerke om weg te vlieg en weg te bly. Hoeveel keer het u al vir mekaar gesê, ek wens ek kan op 'n eiland gaan bly? Ons sien hierdie foto's op Google waar hierdie ou hut naby 'n riviertjie is en daar's 'n ou rookie wat optrek en ons sê ons wil graag daar wees. En ek kan nie waarborg, jy gaan net vir 'n rukkie daar wil wees, dan wil jy terugkom na jou huis in Boksburg, in Brakpan of in Benoni of waar ook al, want die Here het ons nie gemaak om op 'n eiland te gaan bly nie. No man is a island. Ons is mekaar mense en met al die stryd het ons nodig om God te verheerlik. En Dawid sê, hy sê die groot probleem waarmee hy geworstel het is, hy was moeg vir die stryd. Hy was moeg vir die angs en die vrees en die agtervolging en vervolging wat hy beleef het. En wat vir my wonderlik was in my voorbereiding die week, die Here gee hom nie vlerke om weg te vlieg nie, maar die Here gee hom 'n vars en nuwe visie van homself, soos ons deur hierdie Psalm vanmôre sal werk. Nou net so 'n bietjie agtergrond, die meeste kommentaarskrywers plaas Psalm 55 in die tyd geleë waar Dawid vir sy seun Absalom gevlug het. Baie belangrik, in 2 Samuel 15 tot 17 lees ons daarvan, en daar was nog 'n man wat saam met Absalom opgestaan het teenoor sy vader, en dit was Dawid se raadgewer Agitofel. Daarom sê ons dikwels as iemand kwaad praat van ons, Here, sal u die raad van Agitofel verydel? Sal u tog daardie raad in die wind slaan en dat hierdie bose raad en hierdie bose optrede teen ons nie sal geluk nie? Nou hierdie Psalm 55 word juis geskryf omdat Dawid deur sy eie seun Absalom vervolg word en dan ook Agitofel sy raadgewer teen hom opgestaan het. En vriende, die hele gedagte wat na vore gekom het is, dit was nie die Filistyne wat Dawid in hierdie Psalm vervolg het, die vyande van Israel waarvan hy praat nie. Dit was nie die Kanaaniete of die Ammoniete of die Ferisiete nie. Nee, dit was sy eie seun, sy eie vertroueling, Agitofel, die man wat hy vertrou het, wat vir hom raad gegee het, wat saam met hom aan sy tafel gesit het. As ons kyk na Absalom, sien ons, hy was nie tevrede met sy vader sy leierskap nie. Hy was nie tevrede met sy vader, wat dan as gesalfde van die Here die land Israel regeer het nie. Hy wou graag bo sy pa gewees het, in sy pa se posisie. Hy was nie tevrede om seun te wees en 'n volgeling van die koning nie. Hy wou sy eie leier gewees het, en sien ons hoe Dawid dit so mooi beskryf daar in Psalm 55 vers 13. Ek lees u net 'n paar verse om hierdie saak by u vas te maak. Waarom Dawid soveel vrees beleef het en soveel angs? Hy sê, want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dawid het die 10.000e verslaan. 'n Filistyn was vir hom eintlik niks. Dit was vir hom eintlik soos ontbyt gewees. Hy het hulle vinnig uitgesorteer. Hy sê, dis geen vyand van my nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater nie.
wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek, maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het, met die woelige skare. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog, sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Onthou jy wat het Absalom gedoen? Hy het in die poorte gaan sit met die manskappe. Dan het hy vir hulle gesê, man, kom eet iets saam met my. Ag, kom ons praat in Afrikaans, ons praat in ons dag en tyd. Kom ek steek jou vir 'n breakfast. En daar by ontbyttafel, terwyl hulle lekker hoompie eet en praat so 'n bietjie met mekaar, en sê Absalom vir hierdie manne, maar my pa Dawid, ander man daai, julle moet vir hom versigtig wees. Ek wil hê jy moet die konteks van hierdie hele saak verstaan is, Absalom kom met gladde woorde en hy probeer die manskappe oorhaal na hom toe, omdat hy 'n fete met sy vader gehad het. Hy gaan praat nie met sy vader nie, hy gaan sorteer dit nie uit met sy pa nie. Hy roep die manskappe op en hy gaan sit in die poort by hulle en hy sê vir hulle, ek is soos een van julle. En eintlik is hy besig maar met 'n onderduimse plan. En Dawid skryf hierdie psalm en hy sê, Here, was dit maar 'n Filistyn of 'n Amoriet of 'n Kanaaniet, het ek hulle beveg en sou ek die oorlog gevoer het, maar dis hulle wat by my is, wat saam met my eet, wat saam met my aan tafel is, wat saam met my in die tabernakel was, wat saam met my aanbid het, wat saam met my deel was van die menigte van skare, wat God geloof en geprys het. En ag vriende, ek het vir u in die verlede al gesê, toe ons van hierdie psalms hanteer het, dat Dawid was eintlik maar in, kan ons sê, goeie geselskap, want die Bybel leer vir my dat Paulus dieselfde beleef het. Paulus, hierdie man, hierdie apostel wat sy lewe vir die Here gegee het, skryf in Kolossense 4:14, die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas groet julle. Demas, 'n getroue volgeling van Paulus, volgeling van die Here, Paulus gehelp in sy reise wat hy onderneem het. Maar nou lees ons later 2 Timoteus 4 vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Ek het 'n bietjie gekyk na hierdie vers en die ontleding daarvan. Hierdie verlaat beteken eenvoudig dat Demas sy rug gedraai het op Paulus se bediening. Demas het sy rug gedraai op die werk van die Here. Hy het sy rug gedraai op die dinge van God en dit het vir hom minder belangriker geraak as die dinge, vriende, van die Here en dit waarmee hy besig was. Hy het lief geraak vir wêreldse genot, hy het lief geraak vir die wêreldse sisteme en hy het die werk van die Here vaarwel geroep. Die apostel Paulus het deur baie stryd gegaan, het glo ek het hierdie man geweldig baie gemis, want dit wil sien ons dat hierdie mense 'n ondersteuning was vir die apostel Paulus in sy moeilike bediening. Seker die uitstaande voorbeeld in die Bybel is Jesus self. Onthou jy, hy het 'n man gehad met die naam van Judas. Ek het vir u net hierdie gedeelte uit Matteus 26 op die bord gesit. Want dit sê dit so mooi, en terwyl hy nog spreek, daar kom een van die 12. En saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier Judas het vir hulle teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen. Luister vriende, in daardie tyd, ek is bly ons soen nie meer vandag nie, en moenie dink hulle het mekaar gesoen nie, dit was maar so op die wang gewees, maar dit was 'n naby kom aan 'n persoon, het hom gesoen op die wang, dis 'n tipe van 'n vriendskap, hierdie broederskap, hierdie ek is naby jou en jy's naby my. Judas gaan so ver, hy het saam met Jesus gewandel vir 3,5 jaar. En hy kom onaangekondig. Hy het nie vir die Here gesê, Here, ek gaan u verraai, ek wil net gou vir u sê, dis hoe ek dit gaan doen nie. Agteraf reël hy alles. Hy kom met hierdie manne met die swaarde en stokke, en die Bybel sê vir ons, hy gee hom 'n soen, hy gee vir hom hierdie Judas kus. En die Bybel sê, en dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen, maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? En ons gaan vanmôre sien dat dit ook ons reaksie moet wees. Partykeer wil ons vuur met vuur beveg, partykeer wil ons petrol gebruik om die vuur te blus, en dit werk nie so nie. Jesus sê vir hierdie man, vriend, wat doen jy hier? Wat is jou gedagte? Wat is jou idee? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. So vriende, met dit as agtergrond, gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie psalm.
En ons gaan vanmôre hierdie Psalm probeer ontleed. Ongelukkig moet ek dit in 2 dele doen, terwille van die tyd. Maar ons gaan vanmôre na so 'n paar gedagtetjies kyk, en dan volgende week na 'n paar lewenslesse wat ons kan leer uit Psalm 55. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het, vriende, is Dawid se vrees en ontsteltenis. Ek lees daar in Psalm 55 vers 5, my hart krimp in mekaar, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. Vers 7, hy sê, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Dawid praat hy soek 'n skuilplek teen die onstuimige wind. Nou praat hy van die mense wat teen hom aankom, die mense wat hom smaad. Dawid beleef 'n geweldige vrees, en het ek hier op my notas geskryf, vriende, Dawid se reaksie was doodnormaal. Sy reaksie was doodnormaal. Want u sien, wanneer ons vrees, dan is daar onmiddellik hierdie gedagte van, wat gaan van my word? Ons hoor sekere dinge, ons luister na sommige mense, ons kom agter daar is dinge wat nie lekker is nie, en ons wonder, wat gaan word van my? Wat gaan gebeur? Wat gaan die einde wees van hierdie saak? So Dawid se reaksie was doodnormaal. Dit is deel van menswees, en vriende, alhoewel Dawid verwag het dat mense hom van tyd tot tyd sal seermaak, was dit vir hom 'n geweldige stryd toe dit sy eie seun en sy eie raadgewer was. Daar is 'n ou spreekwoord in die Afrikaanse taal wat sê, die hoë bome kry die meeste wind. Dawid was 'n hoë boom. Dawid was 'n besondere karakter in die Bybel. Hy was nie sondeloos volmaak nie, maar 'n man wat God lief gehad het, en die Bybel sê Dawid was 'n man na die hart van God. Hierdie hoë boom wat deur God gekies was om sy volk te lei, kry stryd, en hy kry hierdie aanvegtinge, en hy begin vrees. Wat gaan word van my? Wat gaan word van my huis? Wat gaan word van my koninkryk? Wat gaan word van God se volk? Wat gaan word van hierdie samekoms, hierdie byeenkoms? Want Absalom was nie 'n man wat die Here lief gehad het nie. Dawid vrees, en hy wonder, wat gaan gebeur? Hy word die teken van hierdie man wat met boosheid in sy hart gesit het, sy eie seun, sy eie raadgewer. En ag vriende, ek het so daaraan gedink, is dit nie maar ook wat baie keer gebeur in die kerk van die Here Jesus, by die werksplek, in ons buurt, in ons omgewing? Dis gewoonlik die mense wat nie veel doen nie, wat die meeste sê, wat die meeste eiertjies lê, wat die meeste praat oor ander, terwyl hulle self nie die hand aan die ploeg slaan nie. En ek het 'n paar voorbeelde hier uitgelig. Dink aan die werksplek. En ek kan vanmôre assosieer daarmee. U doen nie werk met 'n vlytige hand, en môre oormôre hoor jy daar by die kantoor, hierdie ou kruip. Hy probeer vir homself 'n naam maak, terwyl jy maar net doen wat die Here van jou vra en wat die Here van jou verwag. Ek onthou in een van my gemeentes waar ek was, toe ek daar aankom, het dit baie swaar gegaan. Daar was nie geld gewees om die plek in stand te hou nie. Die plek het uitmekaar geval, was regeer deur 2 ouderlinge wat ek vir u vandag kan sê met sekerheid die Here nie lief gehad het nie, maar hulle self lief gehad het. En toe die gemeente begin optel en dit begin goed gaan en die finansies kom in en ons begin geboue herstel en alles, toe beskuldig hulle my, ja, jy probeer vir jou 'n naam maak. En ek sit die dag in die vergadering en ek kyk hulle so en ek skud my kop en ek dink, wat 'n sinnelose klomp nonsens. Draadsitters wat opinies lewer, jy vind dit by jou werksplek, jy vind dit in die bediening, jy vind dit onder mense wat naby en saam met jou werk. Wat moet jy doen? Jou oor rig op die Here. Wat het ek gedoen daarna? Gevrees. Ek het 2-3 aande wakker gelê. By myself gedink, maar is hulle nie miskien reg nie? Is ek nie miskien besig met iets vir myself nie? En hierdie stoeiery in jou gemoed en jy wonder wat gaan vir jou voorlê en wonderlik om te sien hoe die Here ons nie vlerke gee om te vlug nie. Het jy al gedink as ons moet begin vlug vir elke ding wat met ons gebeur? Ons sou ons moeg hardloop. Ons sal Bruce Fordyce se rekord verbeter. Want ons sal elke nou en dan hardloop om weg te kom van dit wat die Here oor my pad bring. Hy weeg vir my sekere goed af. Ek sien dit nie as uit die vaderhand van God nie. En dit is presies wat met Dawid gebeur het. Aanvanklik hoor hy sien wat gebeur en hy vrees. Hy's bang, hy's benoud. Hy weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ag vriende, ek het nog 'n voorbeeld hier op my notas. Mense wat probeer om vrede te bewaar. Mense wat miskien in 'n huishouding of miskien in 'n familiefete
probeer om die vrede te bewaar en mense bymekaar te bring en onmiddellik word hy geëtiketeer as 'n kompromis. Jy wil kompromie aangaan, jy wil nie kant kies nie. En daar spat almal uitmekaar. Baie keer sien ons hoe mense in 'n gemeente probeer om iets te doen. Miskien 'n sonnaskoolonderwyser of onderwyseres en die mense sê, ek gaan nie my kinders na haar of na hom toe stuur nie. Kyk hoe stout is hulle kinders. Sit op die draad, lewer 'n opinie en onmiddellik is daar spanning, onmiddellik is daar vrees, onmiddellik is daar hierdie onsekerheid. En dis presies, vriende, waarmee Dawid worstel, in 'n baie erger sin, want onthou, vyande het hom vervolg. Ek word nie vervolg deur vyande nie, en ek het dit hier op my notas geskryf, ons word nie fisies vervolg, soos koning Dawid nie. Maar al die stemme en kritiek maak jou moeg, ontstel jou, wil jou laat tou opgooi. Dit bring vrees, dit bring ontsteltenis, dit bring angs en diepe pyn vir die kinders van die Here, en daarom onttrek baie kinders van die Here hulle aan die saak van die Here. Ek het nou die dag 'n persoon gekry wat vir my gesê het, ek is klaar met die kerk. Klaar met die kerk. Ek sê nou, hoekom is jy klaar met die kerk? Nee, al die dinge wat daar aangaan. Dit ontstel my. Ek sê vir hom, luister, sê vir my daar by jou werksplek. Het hulle al goed aan jou gedoen daar wat jou ontstel het? Ja, gelukkig daai vraag almal val vir hom. Almal vertel jy, want hulle wil graag vir jou vertel, maar luister, ek kry by die werk ook swaar. En ek vra nou, hoekom het jy nie daar bedank nie? Hoekom het jy nie daar geloop nie? Hoekom het jy nie daar gevlug en gehardloop nie? En gewoonlik is die gesprek verby, dan praat ons nou oor pannekoek en oor braaivleis en daai goed. Want mense besef nie dat seer kry is deel van ons lewe. Hierdie pyn, hierdie angs is deel van ons lewe. So 'n bietjie navorsing gaan doen en jy's 'n uitvloeisel van dit wat ons op die Shepherds Conference gehoor het en hoe Dawid as hoë boom soveel wind gekry het. Ek het bietjie gekyk na 'n navorsing wat gedoen is deur die Barna Navorsingsinstituut oor predikante. En hulle sê 42% van huidige leraars wil die bediening bedank. 42%. Die redes wat hulle aangee is werkstres 56%, eensaamheid en isolasie 43% en dan konflik met mense 38%. Wat vir my die meeste aangegryp het, is hierdie stukkie statistiek. Net 20% predikante wat in die bediening begin, maak dit klaar op aftree ouderdom. Net 20%. En toe besef ek, dis presies wat Ken Raimi wou gesê het in sy reeks wat hy gehou het daar op die Shepherds Conference. Dis presies wat Dawid beleef het. Mense wil vlug. Maar vriende, ek gaan vanmôre vir u sê, en ek wil myself nie vooruitloop nie, maar om te vlug is nie 'n opsie nie. Dis nie 'n opsie nie. Want God weeg vir ons af en hy sal deursien wat hy oor ons pad bring. En dit bring ons by die tweede gedagte uit. Dawid se ernstige en aanhoudende gebede. Dit is vir my so mooi, elke keer as Dawid in 'n stryd kom, is daar aanhoudende gebede. Psalm 55 vers 2. Hy sê, o God, hoor my gebed en verberg nie vir my, of verberg u nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward. Maar ek roep God aan. En die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun en hy hoor my stem. Regdeur die Bybel sien ons sy hart, sien ons Dawid se gesindheid. Weereens sê ek vir jy, hy was nie 'n sondelose man nie. Daar was baie kritiek wat hulle teen hom kon inbring, maar hy was God se gesalfde en die Bybel sê vir ons dat sy gesindheid was een gewees van om hulp buite homself te soek in die Here. Nou wil ek u vra, dink gou aan die moeilike situasies wat u die afgelope week of maand of jaar beleef. Praat u meer met mense of met God? En ek kan u waarborg, die meeste van ons praat met mense, ons soek simpatie en ons hart word besoedel en ons kom nie uit by die oplossing wat God in sy woord gee deurdat ons met hom praat, oggend, middag en aand nie. Dawid bid 3 keer 'n dag en ek het so gedink aan die man Daniël. Die Bybel sê vir my Daniël kom in 'n baie moeilike situasie, amper soos Dawid. Onthou, hierdie man Daniël was tweede in bevel in die Babiloniese ryk. Ewe skielik is daar manne wat teen hom opstaan, ouens wat saam met hom gewerk het.
ouens wat Daniël geken het, ouens wat Daniël se integriteit gesien het en verstaan het en geweet het hierdie man is onberispelik. En hulle gaan na die koning en sê vir die koning, luister gou-gou, almal moet u aanbid. Koning, jy's belangrik man. Jy's 'n superleier. Hulle moet voor u buig, hulle mag nie voor 'n ander god buig nie. Hulle woorde was botterwoorde, maar hulle was besig eintlik met swaarde in hulle hart om hierdie man Daniël te probeer elimineer. Sy heilige lewe was 'n aanvegting vir hulle en eintlik, of kom ek sê eerder, dit was vir hulle iets soos wat hulle gewete aangekla het en hulle wil ontslaa raak van hom. Hoor wat sê die Bybel. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Onthou hy is op hierdie stadium in ballingskap en gevangenskap. Die Bybel sê en hy het in die rigting van Jerusalem gebid. 3 maal op 'n dag het hy op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Wanneer laas jy op jou knieë geval en gesê, Here, ek dank U vir my skoonma, of vir my vrou, of vir my man, of vir my predikant wat my al my dae gee. Ek dank U vir hom, want deur hom leer ek U beter ken. Of is ons rebelle wat teenoor God opstaan en murmureer en kla, want ons omstandighede is nie soos ons graag wil hê dit moet wees nie. In my lewe het ek geleer, die oomblik as ek bid, Here, gee my meer heiligheid, dan sorg die Here dat hy mense oor my pad stuur wat nie altyd so heilig is nie. En dan leer 'n mens om die Here te vertrou. Jy sien vriende, as ons meer bid, sal ons meer en meer sien dat God met 'n liefdevolle hand afweeg dit wat hy in my lewe toelaat. Want hy's 'n genadige en barmhartige Vader. Luister gou wat gebeur met ons Here Jesus self. Onthou u in Getsemane? Die angs, die pyn, die stryd van dit wat voor lê, die Here begin dit ervaar. Judas was basies naby om hom te verraai. Die Bybel sê, Jesus het op die plek gekom, Getsemane. 'n Ander gedeelte in die Bybel sê, ek dink dit is in die boek Lukas of Markus, waar hy gewoond was om te gaan bid. Het Jesus weer gegaan, Getsemane, waar hy gewoond was om te bid, hy en sy disippels. Vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood. Luister, die Seun van God kan 12 legioene engele, 72,000 engele gestuur het. Een engel het, as ons die Ou Testament lees, in een aand so plus minus 180,000 Assiriërs doodgemaak. So maal 72,000 met 180,000, dan kry jy die hele Jerusalem uitgewis. En tog, hierdie Here Jesus sê ek is diep bedroef tot die dood toe. Nou sê die Bybel, hy sê vir hulle moet bly en saam met hom waak. Vers 39, hy het bietjie verder gegaan, op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik was of moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hoeveel keer het U al gebid, Here, verwyder hierdie man, hierdie vrou, hierdie probleme uit my lewe? En dit is nou al 6 jaar later en jy tog steeds presies dieselfde omstandighede. Dan wil ek vir jou sê, welcome to the Christian Club. Luister, het u gedink die Here gaan vir ons 'n ou sagte veerbootjie gee? En ons gaan daar op 'n dam rustig sing hoe saag ry my bootjie. Nee. Luister, ons boot is elke nou en dan by die Niagara Falls. En nou en dan moet ons bietjie begin roei en ons dink vir onsself, luister, as ek nou opgee, as ek boer, as my lewe verby. Die Here doen dit juis om ons te leer, want luister, die Seun van God het geleer uit wat hy gelei het. Ek lees vir u verder. Vers 41, kom die Here by hulle en hy vind die disippels aan die slaap. Hulle het nie die erns van die situasie verstaan nie. Vers 41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is gewillig, die vlees is swak. Die vlees wil vlerke hê dat hy kan wegvlieg. God sê nee, bly. Vers 42, vir 'n tweede maal het Jesus gaan bid en dieselfde gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Vers 44, en hy het weer vir 'n derde maal gaan bid
en dieselfde woorde gesê. En ag vriende, jy sal onthou, 'n engel van die Here kom versterk in die erge stryd waardeur hy gegaan het. Ek dink ons kan nie ons indink die stryd waardeur hy gegaan het nie. Maar wat ek vir u wil sê vanmôre, na Dawid se angs en vrees en pyn wat hy beleef het, gaan hy in sy binnekamer, neem hy tyd om te bid, ernstige en aanhoudende gebed. En hoor gou wat gebeur. Ware gebed, soos in Dawid se geval, soos in Daniël se geval, soos in Jesus se geval, bring ons altyd, luister vanmôre, dit bring ons altyd uit by die bron van lewe, die skepper en regeerder van die heelal, want die volgende punt sê dit vir ons baie duidelik in die Psalm. Dawid sien die een wat waarlik op die troon sit. Psalm 55 vers 19. Dawid kom agter, dit gaan nie oor my nie, ook nie oor Absalom nie. Hierdie is 'n geestelike stryd. En hoor dit staan in vers 19. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord, ja, hy wat op die troon sit van lankal af, Sela. En nou gaan ons vir 'n oomblik Sela. En ek gaan u verduidelik wat dit beteken. Hierdie van lankal af beteken eenvoudig van ewigheid tot in ewigheid. Van die begin is die Here die een wat op die troon sit. Hy is die begin en die einde van alles. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. So Dawid kom by hierdie wonderlike ontdekking uit. En luister, dis nie 'n eenmalige ontdekking nie. Ek leer u vanmôre eintlik niks niets nie. Ek herinner u net aan dit wat u alreeds weet. Maar wat ek vanmôre vir u kan sê, ons vergeet so gou wie op die troon van die hemel sit. Ons kyk na mense en ons raak bang vir hulle. Ons raak vreesagtig. Wat gaan hulle doen? Waarmee is hulle besig? Wat gaan word van my as hierdie mense my probeer elimineer? Kyk verby hulle en sien die God van hemel en aarde wat op die troon van die hemel sit, van lankal af, van ewigheid af, van die begin af. Hy is die begin van alles. Hoor wat sê Psalm 11 vers 4. Die Here is in sy heilige paleis. Here, hoofletter, die ewige verbondsgod, hy is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel. In die volgende vers verduidelik vir ons verder, Jesaja 66:1, so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar moet een ek buig? By die voetbank van sy voete. Die Here sê as ons sterf en ons is by hom in die hemel, gaan ons saam met hom regeer. Nou regeer ons nie saam met hom nie. Nou beleef ons stryd. Ons beleef angs, ons beleef pyn, ons beleef misverstande. Mense kom oor ons pad wat ons baie keer wil vermy en ons sien nie die Here wat hierdie mense oor ons pad stuur nie. Daarom sê die Bybel dat Dawid op die punt moes uitkom, by hernuwing by die punt moes uitkom, om te sien dat die Here op die troon sit. Onthou jy vir Jesaja, ons gebruik hom elke keer as 'n voorbeeld, maar as 'n wonderlike voorbeeld. Jesaja, koning Usia sterwe en onmiddellik dink Jesaja, wat gaan word van die volk? Hierdie volk is so geneig om te dwaal en te sondig en afvallig te raak. En die Bybel sê vir ons in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Usia gaan in hierdie angs en nood en pyn van hom na die tempel. En wie sien hy daar? Hy sien God op die troon. Ek hoop jy het God op die troon al gesien. En nou praat ek nie van die Benny Hinn en die Rodney Howard Brown en al hierdie dwaalleraars wat vir ons sê hulle het die Here op die troon gesien. Hulle het niemand gesien, miskien in hulle verbeelding ja. Maar deur die blaaie van die Bybel word Christus afgeskilder, wat gesê het, aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde. Dis wat die Here vir Jesaja moes kom wys het toe die koning gesterf het. Het gaan nie oor die koning en die koninkryk nie, dit gaan oor my wat op die troon sit en alles bestuur volgens die raad van my wil. Die Bybel sê Jesaja sien die Here. En die Bybel sê vir ons, terwyl sy so met die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan. Die Bybel sê die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die Here, hele aarde is van sy heerlikheid vol, die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Ek dink na daardie visie wat Jesaja gehad het, het hy uitgestap uit die tempel en gesê, laat die vyande kom, ek is nie bang nie, God is op die troon.
Dawid sê, Here, geef my vlerke dat ek vlug en wegbly. Ek sien nie meer kans hiervoor nie. Die Here sê vir hom, nee. Ek gaan jou nie laat vlug nie. Ek gaan vir jou 'n nuwe visie gee van die een wat van ewigheid af al op die troon sit. Dawid, ek het jou in jou posisie geplaas en ek sal jou in stand hou daar. Daar gaan vyande kom, daar gaan aanvegtinge kom, daar gaan probleme kom, daar gaan stryd kom. En volgende week in ons paar praktiese lesse gaan ons sien waarom die Here Dawid deur hierdie stryd laat gaan het. Daar was 'n bepaalde rede waarom Dawid hierdie vervolging van Absalom en die verraaiing van Agitofel beleef het. Maar wonderlik dat Dawid die Here op die troon sien sit. En ek moet nou gou klaarmaak. Ek wil net gou vir u Openbaring 4 lees. Johannes op die eiland Patmos, hy word verban na die eiland Patmos omdat hy 'n getroue volgeling van die Here is. En die Bybel sê vir ons, in daardie baie haglike en moeilike omstandighede, lees ons in Openbaring 4 vers 1, nadat die Here Jesus homself openbaar het aan Johannes. Na hierdie ding het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Wie van julle het al die boek gelees, Pelgrim se reis na die ewigheid, of Pilgrim's Progress? Okay, 'n paar van julle het dit al gelees. Wie van julle het dit al geluister op die audio? Okay, as u dit nou nie kan lees nie, of u het nie 'n boek nie, gaan op YouTube en kry die audio en luister hom bietjie deur. En u sal agterkom dat Christen, die man wat tot bekering gekom het, nie 'n maklike pad gehad het hemel toe nie. Maar na elke bietjie stryd, waar was sy oë gerig? Op die celestial stad, soos hulle dit noem. The Celestial City. Daardie hemelse koninkryk wat wag. Selfs toe hy deur die doodsjordaan gaan, sien ons hoe Christen vir daardie oomblik getwyfel het en gedink het, maar gaan ek nie nou sink nie? Waar is God? En hy's deur ander kant en hy's in die heerlikheid. Hierdie pragtige allegorie wat John Bunyan geskryf het toe hy toegesluit was vir sy geloof. Ek wil vanmôre vir jou kom bemoedig, kind van die Here. As die angs en die vrees vanmôre in jou lewe groot is, neem meer tyd met die Here en bid dat hy weer vir jou 'n nuwe vars visie van homself gee, dat hy op die troon van die hemel sit en alles op aarde werk volgens die raad van sy wil. En dan die laaste gedagte, ek gaan baie vinnig daaroor praat. Dawid vergeld nie, maar vertrou op God. Hoor dit staan in Psalm 55, 23 en 24. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie, maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie, maar ek vertrou op u. Die apostel Paulus kom met dieselfde gedagte, 2 Timoteus 4:14, hy sê, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. Dit beteken nie ons mag nooit praat oor 'n probleem of 'n probleemkwessie aanspreek nie. Ek dink dit is 'n Bybelse beginsel om mekaar te verdra, mekaar te vergewe, om teenoor mekaar te bely, om situasies uit te sorteer. Maar in hierdie geval, Absalom staan op teen Dawid, Agitofel sy raadgewer staan op teen hom. Dawid besef, die Here wat op die troon van die hemel sit, het vir my afgeweeg wat hy nou oor my lewe bring. Ek laat hierdie manne aan die Here oor. Hy sal self regverdiglik oordeel, op sy tyd sal hy oordeel, en op sy tyd sal hy hierdie saak uitsorteer. En sê gou vir my, net voor ons afsluit, wat was Dawid se gesindheid toe hy gehoor het, Absalom is dood? Hy het nie rondgespring en gesê, yes, ek is bly daardie ou het bietjie hierdie sambok van die Here gekry. Lekker, hy het in die ongeluk gekom, hy het dit verdien, want hy het my te nagekom. Nooit. Kinders van God verlustig hulle nie, wanneer die Here ingryp, en hy hanteer 'n situasie, en hy sorteer dit uit nie. Hierdie man, Dawid, toe hy hoor sy vyand, en sy seun Absalom is dood, toe sê hy, Absalom, my seun Absalom, my seun. Hy het so eintlik getreer oor hierdie man, dat sy soldate vir hom gesê het, luister, nou moet jy kalm raak. Anders dan gaan die res van die manskappe van jou afvallig raak. Dis vir my amper 'n hart soos wat ons vanmôre geleer het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste
soos jouself. Mag U en ek sien vanmôre dat Dawid nie uit was op 'n vergeldingspad nie, maar Here, sorteer U self uit. En ek wil vir U sê, as die Here ingryp, deel hy somtyds vel en hart met mense. Waar is Demas? Ons het nog nooit weer van hom gelees nie. Waar is Judas? Hy het selfmoord gaan pleeg. Waar is Saul? Hy het in sy swaard geval en homself om die lewe gebring. Daarom wil ek vir U sê, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons begeer nie die ondergang van ons vyand nie, want ons weet, die Here, deur die vyand, leer ons sekere geestelike lesse, om ons nader aan homself te bring. Maar Dawid in sy vrees, roep na die Here in gebed. Die Here gee hom 'n varse nuwe visie. En die Here leer hom, dat hy self sal vergeld. Ek vertrou op U, is Dawid se gesindheid. Dit is deel 1 gewees, volgende week 'n paar praktiese lesse. Ek wou dit een boodskap gemaak het nou, dan sou U gesit het tot 12 uur toe. So U moet dankbaar wees dat ek daarom daai redelike sanity gekry het om dit in 2 te deel. Maar kom ons kyk gou, ons vat gou saam. In plaas van vlerke ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. Ons sien sy vrees en ontsteltenis. Ons sien hierdie ding het hom geweldig ontstel toe Absalom en Agitofel teen hom opstaan. Dawid het ernstig en aanhoudend gebid. Hy het die raad van God hoër geag as die stemme van mense. Dawid sien die een wat waarlik op die troon sit, die God wat hom geroep het om koning te wees in Israel. Dawid vergeld nie, maar vertrou op die Here. En wil ek U vra om hierdie verse te gaan memoriseer die week. Dis die verse wat ek vir my seuns aanhoudend op huis en toe hulle groot geword het gegee het en nou nog. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek weet nie waardeur jy vanmôre gaan nie. Jy weet nie vanmôre waardeur ek gaan nie. Maar kom ek gaan vir U sê, wat ons deurgaan is soet in die lig van God se soewereine plan met ons lewe. Jesus se angs in die tuin van Getsemane het uitgeloop op ons verlossing. Die stryd en angs waardeur ons vanmôre gaan, sal uitloop op ons heiligmaking. En om eendag uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. So as jy vanmôre nog gebid het vir vlerke, hou maar op bid. Jy gaan nie kry nie. Jy gaan nie kan wegvlieg nie. Jy gaan miskien vir 'n rukkie vakansie gaan hou en dan moet jy terugkom. Maar die feit van die saak is, vra die Here 'n varse nuwe visie van homself. Die God wat op die troon van die hemel sit en lewe elke dag met blydskap, volheid tot eer van sy naam. Want Psalm 100 sê, dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak. Ons is die skape van sy weide. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie Psalm kon hanteer het. Dankie dat U vir ons soveel kosbare waarhede in U woord kom leer. Praktiese, in tyd waarhede. En mag ons getrou bevind word as volgelinge van U, om deur die stryd U te sien wat op die troon sit en vir ons afweeg wat ons nodig het om U te verheerlik en geestelik te groei, sodat ons standvastig, onbeweeglik altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Seën dan ook nou die nagmaal, Here, waar ons gaan saam sit rondom die tafel en ook U dood gaan herdenk. Ag Vader, verheerlik U seun deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.